Ja, ek wil net sê, ja, welkom aan almal hier teenwoordig, lidmate van die ander gemeentes en dan nou ook van ander denominasies. Moedergemeente en Nigel Oos en Nigel Suid. Moedergemeente is die gryse ou moeder van byna 90 jaar oud. Haar 68-jarige dogter is hierdie gemeente en dan die jong dogter is so ongeveer 42, 43 jaar oud. En as ons so na die gehoor kyk, dan sien ons die refleksie van elke generasie in die hare. Van spierwit, wit en veelkleurige grys. Ja, die getalle verwys natuurlik na die ouderdom van die gemeente, soos reeds gesê. En dan wil ek ook welkom sê aan lidmate van ander susterskerke en dan ons noem hulle die neefs en die niggies en dan die ander denominasies wat ook vanaand saam met ons aanbid. Baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Geliefdes, hierdie is 'n aanbiddingsgeleentheid waar ons hoop van hierdie kant af, van ons van die kerke se kant af, dat dit elkeen van ons sal laat nadink oor die groot prys wat betaal is vir vergifnis van elkeen van ons se sonde en die versoening wat daardeur bewerkstellig is met God, ons Vader. Ek wil ook sê, met hierdie gesamentlike projek bereik ons 'n mylpaal hier in Nigel, wat die samewerking tussen die 3 NG gemeentes betref. En ons hoop en ons glo dat dit ook dikwels in die toekoms herhaal sal kan word. Lidmate van al 3 gemeentes is verteenwoordig hier in die koor, in die musiekspan, Elwie en ons orgelis Sue, wat ook kragte saamgesnoer het, so voor die orgel en Elwie hier voor die klaverbord en dan ook die rolverdeling van die stemme wat u vanaand gaan hoor, kom uit al 3 die gemeentes. En daarvoor kan ons ook maar net weer die lof en die eer en die dank aan die Here bring. Ons moes in hierdie voorbereidingsprogram ons verskeie uitdagings hanteer, soos donderstorms, daai een aand wat dit so ontsettend baie gereën het, wat ons nie eers kon oefen nie. Daar was ook by verskeie van ons deelnemers gesondheidsprobleme en soos jy nou vanaand gesien het, ons ook die tegnologie moes onder die knie kry. Maar met alles saam glo ons dat vanaand 'n heerlike aand sal wees in 'n aanbiddingsaand. Aan elkeen van ons deelnemers wil ek sê baie, baie dankie vir elkeen se opofferings wat julle gemaak het. Ons het hier die laaste 2 weke 3 aande per week geoefen. En dit vra tyd en opoffering. En daarvoor is ons baie dankbaar. En my gebed is dat die sukses van vanaand se uitvoering julle beloning sal wees en vir julle vreugde ook sal verskaf. Ons gebed is werklik dat vanaand vir elkeen teenwoordige aand van ootmoed en van nadenke en van aanbidding en van hernuide toewyding sal wees.
In hierdie stemming gaan ons dan die kerk verlaat, in stilte, in afwagting van die gebeure van die Heilige Week, wat nou vandag begin het met Palmsondag. En dit is alles ter voorbereiding van Opstandingsdag. Goeie Vrydag natuurlik, en dan Opstandingsdag aanstaande Sondag. Mag die Here vir ons elkeen vanaand dan ook hier seën. Daar sal dan 'n kollekte by die deure opgeneem word. Baie dankie ook daarvoor. Kom ons buig die hoofde in aanbidding. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die hingsvul van 'n donkie. Gemeente, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here, wat bewerkstellig word deur die werking van die Heilige Gees. Van Hosanna tot kruisig hom.
Die belangrikste van die Joodse feeste, wat elke ware Jood moes bywoon, was die Paasfees. Die Paasfees het hulle elke jaar op die 1ste van die maand Nisan gevier, om hulle te herinner aan God se redding van sy volk Israel uit slawerny van Egipte. Uit elke hoek van die land het die Jode dan elke jaar al ongeveer 2 weke voor die bestemde tyd begin stap op pad na die hoofstad Jerusalem toe, waar die tempel van die Here was, waar die Paasfees elke jaar gevier is. Jesus en sy disippels het ook hulle reis na Jerusalem begin om die Paasfees te vier. Hy het geweet dat dit sy laaste Paasfees sal wees en het begin om sy disippels daarop voor te berei. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor regheid gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het hulle tot 3 keer toe gewaarsku oor wat in Jerusalem met hom sal gebeur. Maar hulle het dit nie begryp nie. Toe hulle uiteindelik by Jerusalem kom, stuur Jesus 2 van sy disippels vooruit om 'n jong donkievul waarop niemand nog ooit gery het nie, na hom toe te bring. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel.
Hosanna, Hosanna, Jesus kom verby. Hy ry op 'n donkie, die mense is so bly. Hosanna, Hosanna, almal is so bly. Maar wie het ooit gedink dat hy moes sterf vir my? Een paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, Meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd, toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Jesus was diep bedroef oor die ongeloof en hardvochtigheid van die geestelike leiers van die volk van die Here, wat, alhoewel die profete verkondig het dat daar 'n gesalfde van God uit die hemel sou kom om sy volk van hulle sondes te verlos, hom nie herken en as lang verwagte Messias erken het nie. Wat
Die volgende dag was Jesus op pad na Jerusalem vanaf Betanië, 'n nabygeleë dorpie waar Martha, Maria en haar broer Lazarus gewoon het, by wie hy dikwels tuis gegaan het. Langs die pad sien hy 'n vyeboom. En omdat hy honger geword het, het hy na die vyeboom gegaan om te kyk of hy nie dalk vye daaraan kry om te eet nie. Daar was egter nog nie vye tyd nie, aan die begin van die lente, daarom het hy nie 'n enkel vy kon vind nie. Jesus doen toe 'n vreemde ding. Hy vervloek die vyeboom. Waarom? Die vyeboom was die simbool van die volk van die Here. Die vrugteloosheid van die vyeboom was simbolies van die vrugteloosheid van die volk van die Here, wat geen vrug meer gedra het nie. Direk daarna gaan Jesus na die tempel toe en keer die tafels van die handelaars om, wat buitensporige wins gemaak het uit die paasgangers, wat die gebruikelike offerdiere by die tempel moes kom koop, omdat hulle dit nie van hulle huise af kon bring nie. Vir die handelaars het die Paasfees dus meer gegaan oor die geld wat hulle kon maak, as oor die regte gesindheid van ootmoed en barmhartigheid, wat God van sy volk verwag het. Jesus die volgende dag op pad was na die tempel, sien die disippels dat die vyeboom heeltemal verdroog het. Dit was die teken dat die godsdienstige bedeling binnekort tot 'n einde sou kom en sou moes plek maak vir 'n nuwe godsdienstige tydperk. Jesus roep toe sy disippels op tot ware geloof, 'n oortuigende gebedslewe en opregte vergifnis teenoor elkeen wat hulle te nagekom het. Toe Jesus die tempelterrein betree, val die godsdienstige leiers hom aan oor sy optrede die vorige dag. Met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het u hierdie gesag gegee om dit te doen? Die doop van Johannes, was dit van God of van mense afkomstig? Antwoord my. Hulle kon hom nie antwoord nie, omdat hulle bang was vir die mense. Daarom beantwoord hy hulle ook nie oor sy gesag nie. Dan vertel Jesus die gelykenis van die boere wat 'n goed versorgde en bewaakte wingerd wat die eienaar aan 'n klomp boere verhuur het. Wanneer die eienaar sy slawe na die boere stuur om die huurgeld in te vorder, word die slawe toenemend aggressief behandel en mishandel. Uiteindelik stuur die eienaar sy seun, omdat hy meer gesag sou dra as die slawe. Die boere besluit toe om die seun dood te maak, omdat hy die toekomstige erfgenaam sou wees. Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Julle het tog al in die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Hulle het toe na 'n plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het besef dat hy met hierdie gelykenis op hulle gesinspeel het. Maar hulle was bang vir die mense en het hom laat staan en weggegaan. Die derde dag word verder gekenmerk
deur twisgesprekke waarin die godsdienstige leiers Jesus op 'n slinkse wyse op allerlei sake probeer uitlok om iets te kry wat hulle as verskoning kan gebruik om Jesus te probeer veroordeel. Die gesprek oor die betaal van die belasting, die Sadduseërs gesprek oor die opstanding uit die dood en die vraag oor watter een van die gebooie die belangrikste sou wees. Op al hierdie vraagstukke weerlê Jesus die skrifgeleerdes se interpretasie en gee hy vir hulle die korrekte skrifuitleg. Jesus openbaar homself aan die skare as die ware Messias wat op die regte tyd gekom het. Hy waarsku hulle teen die skynheiligheid en hoogmoed van die skrifgeleerdes. Hiermee het Jesus hom die wrevel en die haat van die skrifgeleerdes op die hals gehaal. Jesus neem sy disippels na die Olyfberg teenoor die tempel en lewer sy bekende profetiese rede oor wat in die nabye, medium en langtermyn toekoms sou gebeur. Die tempel sal afgebreek word om die einde van die wet aan te kondig. Die nuwe bedeling sal gekenmerk word deur verdrukking en vervolging wat die egtheid van gelowiges se geloof sal toets. Misleiding deur vals Christusse wat hulself as die ware Christus sal voordoen en vals profete wat doelbewus 'n vals evangelie sal verkondig. Die toets vir ware disippelskap sal persoonlike opoffering verg. Verwerping, vervolging, marteling, verbrokkeling van gesins- en familiebande, moord en die dood. Jesus waarsku, ja, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Na die vorige uitputtende dag van konflik en konfrontasie, gebruik Jesus die dag om met sy vriende en disippels te konsolideer. Jesus huiwer nie om met die uitgeworpenes van die samelewing te assosieer nie. Hy gaan tuis by Simon die Melaatse. Melaatsheid was 'n hoogs aansteeklike siekte, wat enige kontak met so 'n mens jou onrein sou maak. Jesus het egter met hom bemoeienis gemaak, hom gesond gemaak en hom gereinig. Dan is daar Maria, 'n vrou wat voorheen 'n sondige lewe gelewe het. Jesus het haar ook van haar onreinheid genees. Nou wil sy hom net kom dankie sê deur haar hele kosbaarste besitting, haar fles nardesolie oor hom uit te giet, uit dankbaarheid dat hy haar gered het. Jesus het hierdie twee mense se lewens aangeraak en hulle lewens totaal verander deur vir hulle nuwe hoop te gee.
In skrille kontras met die liefde en toegeneentheid van hierdie mense is die optrede van Judas Iskariot. Hy kritiseer die optrede van Maria oor die vermorsing van die kosbare salf. Teleurgesteld in sy verwagting van Jesus dat hy die Romeinse oorheersing tot 'n val sou bring, sien hy die geleentheid om vir homself te beding, geld. Daarom gaan hy na die priesterhoofde om sy hulp aan te bied om Jesus in die hande te kry in ruil vir vergoeding. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltyd te eet?" Omdat Jesus geweet het watter planne Judas in die mou voer, wou hy nie die plek waar die paasmaaltyd gehou word vroegtydig bekend maak nie. Jesus stuur 2 van sy ander disippels die stad in om 'n man wat 'n kruik water dra te volg en saam met hom te gaan vir die eienaar van die huis te vra waar die kamer is waar Jesus en sy disippels die paasmaaltyd sou nuttig. Dit was vreemd vir 'n man om water aan te dra, aangesien dit werk was wat 'n vrou normaalweg sou doen. Die 2 disippels het toe gegaan en 'n klaar voorbereide kamer gekry, soos wat Jesus gesê het. Hulle moes net die paasmaaltyd voorberei. Toe Jesus en die res van die disippels daar kom en aansit aan die tafel, verras hy hulle met die voorspelling dat een van hulle hom sal verraai. Dit dwing elkeen van hulle om selfondersoek te doen. Hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra: "Dit is tog nie ek nie?" Hy sê toe vir hulle: "Dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek." Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word." En almal van hulle neem die brood en die wyn uit sy hand en gebruik die nagmaal, elkeen in sy eie gebrokenheid van mens wees. Ook Judas en Petrus.
nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Judas gaan egter nie saam nie, maar sluip van die toneel af weg in 'n ander rigting. Julle sal almal van my afvallig word. Daar staan geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Al sal hulle almal van u afvallig word, ek sal nie. En al die ander het dieselfde gesê. Dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 maal verloon. Jesus sonder hom af om met sy Vader te praat, omdat hy geweet het dat die rede vir sy koms na die wêreld sy doelwit bereik het. Hy neem 3 van sy vertrouelinge saam om hom in gebed te ondersteun. Petrus, Jakobus en Johannes. Maar hulle menslike swakheid tree in, en wanneer Jesus hulle die nodigste het, raak hulle aan die slaap. Onder leiding van Judas Iskariot kom 'n klomp van die hoëpriester se wagte daaraan met stokke en swaarde om Jesus gevange te neem. Judas kom nader na Jesus en spreek hom skynheilig aan met die titel Rabbi. Hy soen Jesus selfs as teken dat dit hy is wat gevange geneem moet word. In teenstelling met wat al die disippels pas in die bokamer beloof het, lees ons. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Wat hierna gebeur, vind in kort opeenvolging van mekaar plaas. Jesus word gevange geneem en verskyn voor die Joodse raad, waar hy ondervra word en valslik beskuldig word. Op 'n vraag waarop hy nie anders kon as om te antwoord nie, word hy skuldig bevind. Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toe kom? Ek is, en julle sal die seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere
en sê: Waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle die godlastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle? Hy verdien die dood. In die binnenhof van die priesters se paleis speel 'n ander toneel hom af. Petrus word gekonfronteer deur een van die hoëpriesters se diensmeisies. Jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Juffrou, ek ken hom nie. Petrus staan nader aan die deur se kant. Hy is een van hulle. Man, ek is nie. Werklik, jy is een van hulle, want jy is mos 'n Galileër. Man, ek weet nie waarvan jy praat nie. Ek sweer, daardie man van wie jy praat, ken ek nie. En Jesus het omgedraai en na Petrus gekyk. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Staan skuldig voor U, Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. Vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die Joodse raad stuur Jesus na Pilatus, omdat hulle nie magtiging gehad het om iemand ter dood te veroordeel nie. Om die guns van die owerheid te wen, verander hulle die klag van 'n godsdienstige in 'n politieke oortreding. Naamlik, dat Jesus homself as koning van die Jode voordoen. Hy is dus 'n bedreiging vir die staat. Is jy die koning van die Jode? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hierdie wêreld nie. Nou, dan is jy tog wel 'n koning.
Ek moet oor die waarheid getuies aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die wêreld behoort, luister na wat ek sê. Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Wat wil julle dan hê moet ek met hom maak wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom. Kruisig hom. Watter kwaad het die man gedoen? Ek het aan hom niks gekry wat die dood regverdig nie. Ek sal hom laat gesel en dan loslaat. Kruisig hom. Kruisig hom. Kruisig hom. Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Yes,
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat ons die vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
ontvang die seën van die Here. Mag God in ons gedagtes wees in hoe ons dinge verstaan. Mag God in ons oë wees in hoe ons na dinge kyk. Mag God in ons monde wees in alles wat ons sê. Mag God in ons harte wees en in ons manier van dink. Mag God by ons wees oral waar ons gaan tot die einde toe. Amen.